Die realiteit van die lewe is dat elkeen van ons, ek en jy, een of ander tyd in ons lewens soos die ou grootste flop gevoel het. Elkeen van ons het al daardie flop gevoel beleef. Dink gou terug aan 'n tydperk of 'n dag of 'n ding wat gebeur het in jou lewe wat jou soos 'n flop laat voel het. 'n Ou predikant het op sy sterfbed gelê en hy het ook soos 'n flop gevoel. Hy het teruggekyk oor al die jare van sy bediening en hy het gevoel, maar het ek ooit 'n verskil gemaak? En hy het gevra, Here, laat iemand tog net sal kom wat my ook sal wys dat alles wat ek gedoen het nie verniet was nie. Eendag, sonder dat hy dit verwag het, was daar 'n klop aan die deur. En toe sy vrou die deur oopmaak, raai wie daar gestaan? Billy Graham. Hy het gevra of hy mag inkom en hy het by die ou predikant gaan sit. En hy het vir die predikant gesê, hy wil net kom dankie sê, want dit was onder sy bediening dat hy tot bekering gekom het. Een woord, een sin, een preek het die verskil gemaak in Billy Graham se lewe en die gevolg is aan ons almal bekend. Dit gaan nie oor wat ek en jy probeer doen het nie. Dit gaan wel oor wat God op 'n gegeewe oomblik, toe ons beskikbaar was, deur ons vir iemand anders gedoen het. Baie welkom vanoggend weer van my kant af. Shaal Botha by jou Sondagoggend stil word. Ons tema vanoggend is, in ons terugkyk, lyk alles anders. Verlede Sondag het ek en jy so 'n bietjie gekyk na Jesus se ontmoeting met Petrus, nadat hulle besluit het om te gaan visvang, en hoe hulle die nette vol vis gevang het, nadat hulle in gehoorsaamheid aan Jesus se opdrag, gooi die net aan die ander kant, dit gedoen het, en toe soveel vis gevang het, dat hulle dit nie alleen kon intrek nie. En toe het ek ook vir jou gesê, dink net, hoe moes Petrus gevoel het? En weet jy, ek kan myself net begin indink hoe hy moes gevoel het, en dit gebeur wanneer ek so 'n bietjie terugdink ook aan my kleintyd ervaring. As ek nou stout was, en ek het geweet, pappa weet van my stoutigheid, en een of ander tyd gaan ek verbykom, daardie gevoel wat in my hart geleef het, ek was bang gewees, ek was hartseer gewees, want ek het geweet, ek het pappa teleurgestel, en dan kom die pak sla. Nou, ek weet nie van jou nie, maar as die pak sla verby was, dan het ek gewoonlik so verlig gevoel. Kaap is nou weer Hollands, alles is honkie-dorie. Ek gaan daarom nie nou binne die afsienbare toekoms weer pak slaag kry nie. Daarmee saam het my belewenis van pappa ook verander, want ewe skielik het ek nie meer so koes onder die radar geleef nie, want ek het geweet, ek het betaal vir dit wat ek verkeerd gedoen het, en die verhouding tussen my en pappa's herstel. So daar was 'n moment, iets het gebeur, wat 'n swaai gebring het in my beleef en kyk na pappa, voor die tyd, en toe daar iets gebeur, en dit het weer bepaal my belewenis en my verhouding met pappa na die tyd. En dit is ook die swaai wat in Petrus se kop gekom het, nadat hy vir Jesus op die strand ontmoet het. Voor sy ontmoeting met Jesus op die strand, glo ek, het Petrus ook soos die grootste flop gevoel. Hy het gevoel, hy het sy beste vriend verloor. Hy het gevoel, maar, weet jy, ek kan nie eers meer vis vang nie, ons het heel nag vis gevang en nie een vis gekry nie. So ek kan dit ook nie eers meer doen nie. So wat kan ek nou doen? Ek is nou net mooi goed vir niks. Klink dit vir jou bekend? Daai flop gevoel weer, maar die gesprek met Jesus het alles vir Petrus verander. Jesus het nie gefokus op Petrus se foute nie. Jesus wou vir Petrus laat sien wat hy in hom sien.
Toe hy vir Petrus gesê het, jy is die rots waarop ek my kerk gaan bou. En daarom sy vraag ook, sluit daarbey aan. Sy vraag, het jy my werklik lief, Petrus? En elke keer gee Jesus vir hom 'n opdrag van hoe hy na God se kudde. Gee Jesus ook 'n aanduiding van die rol wat Petrus in die kerk van die toekoms gaan speel. Onthou jy nog, ek het vir jou vertel, dit is soos wanneer 'n mens 'n berg klim. As jy berg klim, het self jy dit om daai stokke klim en of jy hom nou sommer net so klim soos wat jy is. Jy kyk hier vlak voor jou en jy kyk na die top van die berg. En jy weet dit is nog 'n hele ense groot inspanning om te kom waar jy moet wees. En so soms voel dit vir jou, jy kom nêrens nie. Maar die oomblik as jy omdraai, dan sien jy hoe ver het jy al gekom. En dit is presies wat Jesus met Petrus wil doen. Jesus wil vir Petrus net laat omdraai en sê, Petrus, kyk net bietjie terug. Die pad wat ek met jou gestap het, vandat ek jou by die visnette geroep het, tot waar jy vandag weer by die visnette is, begin net sien, waarmee was ek besig in jou lewe. Soos Romeine 8 vers 28 sê, God laat alles ten goeie meewerk vir elkeen van ons vir wie hy lief is. En in sy terugkyk, ewe skielik besef Petrus, wow, ek het nou wel Jesus gesien as die Messias, maar nou dat ek hom ken as die opgestane God van die heelal, nou begin ek verstaan wat het hy in hierdie pad saam met my eintlik vir my probeer leer. So hy kyk terug op sy lewe en hy besef dat Jesus hom geroep het en 'n unieke pad van voorbereiding met hom gestap het. Al het hy dit nie op daardie stadium verstaan nie. En hierdie unieke pad, Petrus se eie pad, kom baie duidelik ook deur uit die gesprek daar by die viswaters, waar Jesus vir hom gevra het, het jy my lief? Want later toe sê Petrus, nou wat van Johannes, Here? En toe herinner Jesus vir hom, dit gaan nie oor Johannes nie, Petrus, vergeet nou van Johannes, ek het my eie pad saam met Johannes gestap, maar hierdie is jou pad, jou unieke pad. En dit is een van die verdere interessante dinge. Die groep disippels het net tot op Pinkster so saam gebly en alles saam gedoen, en na Pinkster en veral met die vervolging, het almal van hulle eie koers gevat. Daardie pad waarvoor Jesus hulle voorberei het. Nou al wat Jesus vanoggend vir jou en vir my as floppies wil vra. Nie, hoe lyk ons droogmaak van die verlede nie. Hy vra ook net een ding vir ons, het jy my lief? En as ek en jy kan sê, ja Here, U weet alles, U weet dat ek U lief het, dan wil hy ook vir jou en vir my laat verstaan vanoggend, dat elke dingetjie, hoe seer dit ook al was, en wat ook al langs ons lewenspad met ons gebeur het, deel van sy plan was, om ons voor te berei vir hierdie oomblik, vir hier en nou, om te begin verstaan, dat daar 'n ander lewe is, nie net 'n terugkyk lewe nie, maar 'n opkyk lewe. Dit is waarna Kolossense 3, vers 1 tot 3 verwys. Kom ek lees dit gou vir jou. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Dis juis wanneer ek en jy daardie flopgevoel beleef, dat daardie stemmetjies in die kop begin praat en hier op die skouers sit 'n mannetjie wat vir jou sê, maar onthou net. Onthou jy nog? Dis omtrent soos wat iemand gesê het, Satan is so gou om ons aan ons foute van die verlede te herinner, ons mislukking, ons floppies. Maar het die persoon aangegaan en gesê, herinner dan net vir Satan
aan sy toekoms, 'n toekoms sonder God. Een van die grootste deurbrake in my lewe het gekom, die dag toe ek begin verstaan het, dat selfs my foute deel was van God se plan om my te leer en om my voor te berei vir die pad wat ek moet stap hier op aarde, wat hy vir my gekies het ter voorbereiding vir dit wat gaan wees eendag saam met hom by die Vaderhuis. Maar in daardie moment wat 'n Petrus bely, Here, U weet alles, U weet dat ek U liefhet, is dit asof hy weggedraai van die verlede af. Wanneer hy begin verstaan wie Jesus is, wat hy sy pad begin verstaan, maar terselfdertyd dat hy homself begin sien, soos wat Jesus hom gesien het, as die rots waarop hy sy kerk gaan bou. En ewe skielik begin Petrus verstaan, dit gaan nie oor wie en wat hy is nie, maar dit gaan daaroor dat God hom waardig ag, dat God sy potensiaal sien, dat Jesus geweet het wanneer die krag van die Gees in Petrus vrygestel gaan word, hy amper onstuitbaar sou wees. Het jy mooi gehoor wat ek sê? Nie 'n Petrus wat 'n iets sou word en vanuit sy vermoë dinge sou doen nie. Nee, 'n Petrus wat moes wag op die krag van die Heilige Gees. En dit sou die aktivering wees van al hierdie ondervinding, hierdie lesse en goed wat Petrus geleer het, sodat hy kan word en kan doen waarvoor God hom geroep het. En daarom, soos wat Jesus hom wegfokus van sy floppy, fokus hy hom na hier wie hy is, hy's maar net instrument, en dan fokus hy hom vorentoe. Petrus, onthou, ek gaan om vir julle plek te berei. Dit gaan nie meer oor aardse koninkryke nie. Dit gaan nie meer oor lekker en gemaklik hier op aarde nie. Al hierdie dinge wat gebeur het, wat nou gebeur, wat verder gaan gebeur, is deel van my plan om my koninkryk hier op aarde te laat kom en om julle voor te berei vir 'n ewigheid saam met my. Die wonder van Jesus se liefde is dat hy floppies vat en dan die hele pad wat hy met hulle saamgestap het, nuwe betekenis gee as hulle hom begin sien vir wie hy is. Nie net 'n aardse Jesus wat 2000 jaar gelede geleef het, wat gesterf het vir ons sondes en nou moet help wanneer ons hom nodig het nie. Nee, dan begin ons van bo af kyk. Dan begin ons dink van bo af, ons vestig ons gedagtes op die dinge wat daar bo is en ons begin sien dat ek en jy deur God gewil is, dat hy gekies het dat ons 'n pad moet stap ter voorbereiding, sodat ons kan weet uit onsself is ons tot niks goeds in staat nie, maar ons is tot alles in staat deur Jesus Christus wat ons krag gee deur sy Gees. So Jesus wil vir jou en vir my ook vanoggend kom wys, kyk net terug op jou lewe, verstaan dan dat dit was deel van my plan, ter voorbereiding van jouself, sodat jy ook in die toekoms 'n verskil kan maak wat net jy kan maak. Wow, is dit nie fantasties nie? 'n Emosie van vertroue van God se kant af. Maar dan moet ek en jy ook verstaan, dit gaan nie oor ons nie, wat ons kan doen nie. Dit gaan daaroor wat God deur sy Gees wat in ons woon, deur ons wil doen. Daardie een woord, daardie een sin, daardie een aanraking, daardie een gebed, wat die verskil maak in iemand se lewe, wat dalk 'n baie groter verskil gaan maak as ek en jy. Jesus het die pak sla in my en jou plek gevat. So ek en jy leef nou in 'n nuwe verhouding,
met ons Papa Vader. En sy Gees woon in ons. Dit is daardie sleutel wat in die Ferrari is, maar wat net nog nooit aangeskakel is nie. En die oomblik wanneer ek en jy dan, soos 'n Petrus, onsself onderwerp aan God se heerskappy, en onsself beskikbaar stel, sodat hy ons kan gebruik, dat die sleutel gedraai word, en dat al 12 daardie silinders begin saamwerk, om absoluut fantastiese krag vry te stel. Van Floppy na 'n visser van mense. Dit is ook waartoe ek en jy geroep is. Amen. Ja, Here, U ken ook my Floppy gevoel. Ek verstaan so 'n bietjie van wat Petrus moes beleef het toe hy so voor U gestaan het. Dankie dat U ook vanoggend verby my foute kyk. En dat U ook vir my wil wys dat dit alles deel was van U voorbereidingspad om U droom vir my lewe te laat gebeur. Dankie dat ek weet, dit gaan nie oor wat ek kan doen, wat ek het, hoe ek lyk en al hierdie ander dinge wat vir mense belangrik is nie. Nee, dit gaan net vir U oor een ding. Of ek beskikbaar is en bereid is om onder leiding van U Gees te doen wat ek nie uit myself kan doen nie. Soos 'n Petrus wil ek ook vanoggend vir U sê, Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet. Hier is ek, Here. Gebruik my. Amen. Indien jy sou belangstel om elke dag 'n dagstukkie van Lewelig te ontvang op WhatsApp, kan jy net jou naam en jou nommer stuur na die volgende nommer 08282164333. Indien jy op Telegram wil inskakel, kan jy net 'n soek doen vir die Lewelig kanaal en dan kan jy dit daar ook ontvang. Jy is ook meer as welkom om ons YouTube kanaal te besoek. Doen net 'n soek onder Shaal Botha Lewelig. Sakke vol seën vir jou en hê 'n wonderlike week. Leef tevrede.